Reg, ek wil vanmôre 'n gedagte met ons deel en ek hoop dat hierdie gedagte jou sal aanraak en dat dit jou lewe sal verander. Jy kan inkom soos wat jy dan nou ingekom het vanmôre, maar mag jy anders daar uitgaan as wat jy ingekom het. Mag die Here jou aanraak. En dit gaan oor hoe twyfel jou geloof kan bou. Nou, ek dink ons lewe in 'n tyd waar mense regtig 'n geestelike honger het. Oor ons daar kom en waar met mense praat, kan jy hoor dat mense het wel 'n geestelike honger. Mense vra en mense soek antwoorde. En in hierdie tyd waar mense vra, waar hulle meer vra oor geloof, moet ons ook vanmôre vir mekaar sê, is daar baie mense wat tot geloof kom. Daar's baie mense wat Christene word. Maar daar is ook baie ander mense wat Christendom verlaat. As gevolg van antwoorde wat jy dalk gekry het, iets wat in jou lewe gebeur het, dinge wat vir jou onverstaanbaar is. Nou, ons antwoorde op sommige van hierdie vrae, en kom ek sê so, ons antwoorde is nie noodwendig om seer te maak nie. Ek dink die meeste van ons antwoorde is daar om te probeer goed doen. Dit is wat ons eintlik wil doen. Maar sommige van hierdie vrae rig soms meer skade aan as wat dit goed doen. Sommige van die antwoorde wat ons vir mense gee, rig baie meer skade aan as jy die verkeerde antwoord gee. Jy kry byvoorbeeld antwoorde wat jou regtig laat twyfel, soos byvoorbeeld jy praat met iemand en die persoon sê vir jou, man, glo net. Right? Glo net. Asof dit so maklik is. Glo net. Anders in die Bybel sê jy moet word soos 'n kind. En jy sê besig om te veel te redeneer en jy wil dinge uitwerk, word soos 'n kind. Dis die antwoord. Maar jy sit met 'n huge vraag en die antwoord is word soos 'n kind. Wel hoe? 'n kind huil. 'n kind is nekkerig. 'n kind wil soms sy sin hê. So wat se gedeelte van kind? Wat bedoel dit nou ek moet word soos 'n kind? Want onthou die persoon wat die antwoord vra, weet nie wat dit beteken. As jy die vraag vra, weet nie wat hierdie antwoord wat jy gee beteken. Baie keer dan kry ons ander antwoorde soos man, die Bybel sê so. So los dit nou net. Dis wat die Bybel sê. Jy mag dit nie doen nie of jy moet dit so doen. Ons kom met ander dinge. God het 'n plan vir jou lewe. Sê die ou se hele huis val uitmekaar. God het 'n plan vir jou lewe. En baie keer dan val daai huis al vir 'n jaar of vir 2 of vir 3 jaar uitmekaar en nog steeds sê jy God het 'n plan met jou lewe. Die ander persoon sien nie die plan wat God het in sy lewe nie. Die ander een is onthou God leer jou iets in hierdie proses, hoor. Wat leer God my in hierdie proses? God leer jou nou op hierdie stadium nederigheid. Op 'n stadium van dit sleg met my regtig in alle opsigte. Ek is al 'n pastoor, ek's 'n jong pastoor. En ek sukkel om my kar te betaal en die kar het gebreek en is 'n Renault, dis 'n Franse produk en die camera het gegaan en ek moet niemand help nie en ek moet bank toe gaan en ek moet geld leen en jy moet kos koop en dit is petrol en jy moet oral heen ry en jy het nie hierdie geweldige toelaat nie. Ek het my pa ook op 'n stadium gedink, 'n pastoor het 'n klomp perks tot sy seun 'n pastoor geword het. Toe sien hy die perks is min. En in hierdie tyd waar niks het is ek eendag by mense wat baie welaf is en sê vir hulle, nee, is maar moeilik. Hulle sê, maar weet jy wat, die Here is besig om ook vir jou nederigheid te leer. Dis wat hy vir julle. Ek dink hoe nederig moet ek nou nog wees? Ek's nederigheid van self voel dit van Here leer vir jou nederigheid. Nie dit hoor nie, niemand wil dit hoor nie. En al hierdie antwoorde is dat jy op dit soms net voel of jy wil twyfel. Wel, ek het vir jou vandag baie goeie nuus en dit is God kan jou twyfel hanteer. God is nie bang vir jou twyfel nie. Jy kan maar twyfel. En jy kan twyfel soveel as wat jy wil, solank as wat jy wil. God sien dit, hy weet van dit en dit maak hom nie bang nie. In Matteus 14 wil ek vir ons 'n gedeelte lees. Dit is so bekend vanaf vers 22
tot 31, dit is waar Jesus op die water loop. So onthou, hulle het net in die vorige gedeelte, het Jesus ons in kos gegee vir meer as 5000 mense, en toe het hy sy disippels, het hy nou gedwing om weer in die skei te klim vanaf vers 22, en na die oorkant van die see te vaar, terwyl hy die mense intussen huis toe stuur. En daarna het hy teen die berg uitgeklim om eenkant te gaan bid, en laat aand was hy alleen daar. Ondertussen was die skei reeds ver van die land af, met 'n sterk wind teen hulle, moes hulle teen hierdie woeste golwe veg. En kort voor dagbreek het Jesus op die see nader toe aangeloop en kom en toe die disippels hom so op die see sien loop, was hulle verskrik en hulle het benoud begin skree, want hulle het gedink dit is 'n spook. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, "Toe maar, moet julle nie ontstel nie, dis ek." Petrus sê toe vir hom, "As dit regtig is, laat my dan op die water na u toe kom." Kom dan, het Jesus gesê. Petrus klim toe oor die kant van die skei en hy begin op die water na Jesus te loop. Maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en het hy begin sink en hy skree vir Jesus, "Here, red my." En Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp. "Jou geloof is maar bitter klein," sê hy vir hom. "Waarom vertrou jy my?" En toe het hulle in die skei teruggeklim en die wind het gaan lê. Die Engelse vertaling sê, "Why did you doubt?" Daar waar Jesus vir hom gevra het, "Jou geloof is maar bitter klein, en waarom vertrou jy my? Waarom vertrou jy my nie, Petrus?" Sê die Engelse vertaling vir ons, "Why did you doubt?" Waarom het jy getwyfel? So Jesus antwoord hom eintlik baie mooi in hierdie situasie. "Petrus, jou geloof is bitter klein. Why did you doubt? Waarom vertrou jy my? Waarom twyfel jy?" Jesus het nie vir hom gesê, "Joh, weet jy wat? Petrus, jy is dan maar absoluut pateties nie. Jy is glad nie disipel materiaal nie. Ek weet nie hoekom spandeer ek nog tyd met jou. Na alles wat jy gesien het en na alles wat jy ervaar het, is dit hoe jy optree. Ek is diep teleurgesteld in jou, Petrus." Dis nie wat Jesus sê nie. Hy het nie vir hom gesê, "Jou swakkeling, jy's regtig swak." Tot vir die ander disippels gesê, "Kan julle glo, hierdie man wat uit die boot uitklim, hy begin loop en kyk wat gebeur nie." Jesus het nie sy oë gerol soos 'n party van ons mos die geneigtheid om te doen. Kyk nie. Dis nie Jesus optree. Jesus kom en hy sê vir hom, Waarom preek Petrus? Waarom vertrou jy my nie? Why did you doubt? Nou in Petrus se tyd van twyfel, of kom ons sê in sy toestand van twyfel, doen Jesus wat? Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en het hy vir Petrus gegryp. In sy tyd van twyfel. Nie in sy tyd van hierdie groot geloof nie. Nie in die tyd waar hy op die water loop en net sing halleluja, God is so goed en al hierdie dinge nie. Nee, in die tyd van twyfel, toe dit sleg gaan met hom, toe hy sy oë weggevat het, toe hy kyk na hierdie golwe en wat rondom hom is en die storm wat woed, in daai tyd, toe Petrus sê, Here help my, toe staan daar, het Jesus dadelik gegaan en sy hand uitgestrek en het hom dadelik gegryp. Kom nie net stadig uitgetrek nie, uit hom gegryp. My gebed is dat die Here jou vanmôre, daar waar jy is, in die situasie. En dalk sê jy vanmôre, Here, jy twyfel. Sekere dinge, vra wat jy het, antwoorde wat jy nie kry nie. Dinge wat vir jou onverstaanbaar is. Mag die Here jou vanmôre ook gryp, daar waar jy is. Jesus het nie net vir Petrus verwerp as gevolg van sy twyfel nie. Want sy genade is absoluut te groot. Sy liefde vir jou is te groot.
en jou twyfel, kan nie sy liefde wat hy vir jou het vernietig nie, kan dit nie wegvat nie. En daarom sien ons dat Petrus het getwyfel en Jesus het hom gered. So dit dan net gelees, Matteus 4 vers 31. Petrus twyfel, wat doen Jesus? Jesus red hom. Thomas het getwyfel. Praat ons van die ongelowige Thomas. Thomas is in 'n worselstryd. Thomas is besig om baie erg na hierdie situasie te kyk van hierdie man wat hier so staan en dit is Jesus. Thomas sê, ek weet daar nie so mooi nie. En wat doen Jesus? Jesus het vir hom gewys dat dit verseker hy is. Lees maar Johannes 20 vers 27. Jesus het nie teruggestaan vir hom. Hy sê, Thomas, wel is dit dan in jou houding is, dat jy nie wil glo nie, jy wil twyfel. Weet jy wat, dan is dit dan maar so, kry vir jou. Ek werk met mense wat glo. Staan jy nou daar aan die kant? Res van die disippels, julle, welkom in my kringetjie nie. Nee, Jesus gaan spesifiek, doen hy moeite, hy doen eintlik meer moeite met Thomas, as wat hy met die res gedoen. Hy wil vir Thomas wys wie hy is. Sê Thomas, voel, kyk my hande. Druk jou hand hier in my sy, Thomas, voel. Jesus is daar vir hom. Van die disippels twyfel. Hulle twyfel in dit wat hulle gesien het, hulle twyfel dalk in dit wat hulle gehoor het, en nog steeds stuur Jesus hulle uit om die evangelie te kan verkondig. Jesus gebruik hulle nog steeds. En ek wil hierdie gedeelte vir ons lees in Matteus 28 vers 16 tot 19. Hoor hierso, die 11 disippels het toe na Galilea gegaan na die berg soos Jesus hulle beveel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party van hulle nog getwyfel het. Party van hulle twyfel. En dan staan daar, Jesus kom toe nader en hy sê vir sy disippels, God het die volle mag oor die hemel en aarde aan my te vertrou. Gaan dan, maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het, en weet verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Die disippels van hulle twyfel. In hulle twyfel kom Jesus nog steeds en hy sê, kom hierso, ek het 'n opdrag. Ek wil dit weer vanmôre vir julle sê en ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre. En jy moet dit inneem. Jesus kan jou twyfel hanteer. Jesus is nie bang vir jou twyfel. Hy staan nie weg nie. Hy's gereed. Jesus het genade vir iemand wat twyfel. En dalk sit jy vanmôre hier met 'n klomp vrae. Jy sit dalk vanmôre hier met 'n klomp dinge wat jou laat twyfel. Ek het al gebid vir dit, hoekom het ek dit nie gekry nie? Ek het al daai teks het ek hoeveel keer gekwoteer en dit het nie gebruik nie. Ag gebeur nie. Wat jy sê dit en jy sal dit hê, so tipe ding, hè? En jy het dit gespreek en jy het dit gesê, maar dit is nie so maklik so sê dit en hê dit nie. Jy sien dit raak jou 'n bietjie moeiliker. Jy het op 'n teks gestaan en jy het geglo hierdie teks is jou teks en dit het nie gebeur soos wat jy verwag het nie. En as gevolg van al hierdie dinge wat gebeur het, sit jy dalk vanmôre hierso en jy het op twyfel. Dalk is daar net 'n sekere gedeelte in jou lewe wat jy sê ek twyfel. Ek weet die Here is net tyd. Ek twyfel of hy vir my hier 'n deur gaan klop. Ek weet hy sê hy sal my nooit begewe, hy sal my nooit verlaat nie en ek is dankbaar daarvoor, maar ek twyfel of die Here daai gebed van my gaan verhoor. So indien ek dalk nou vir iemand moet vra, almal wat twyfel, almal wat vanmôre hier sit en jy twyfel, jy is nie 'n goeie gelowige nie, steek asseblief jou hand op. Dan gaan baie dalk sê met hier. Nou ons nie. Ek vertel altyd dan vir die mense hoe bid ek, weet ek is ek gaan opsteek, wat gaan hulle van my dink? Ek is betrokke by die
die musiekdepartement. Ek weet ek kan my hand opsteek of kan jy dink jou pastoor steek sy hand op? Maar julle, ek twyfel maar so bietjie. Dan gaan ons dalk sit en kyk en vir mekaar dalk ook net so 'n roloë aankyk, né? Ek bedoel, ja, dis hoekom jy nie het wat jy eintlik moet hê nie, want jy twyfel. Dis hoekom die Here nie vir jou deurkom nie, want jy twyfel. Jou geloof is nie groot genoeg nie. Die Here moet jou nog meer geloof leer. Niemand van ons gaan dalk ons hande wil opsteek nie. So ek wonder hoe sal jy reageer? Maar wat wel belangrik is, jou twyfel wat jy het, diskwalifiseer nie jou geloof nie. En as jy vanmôre dalk hier moet sit en dalk sê jy in jou hart, ek steek my hand op, ek twyfel, daar's paar dinge van ek baie twyfel, dan weet vanmôre verseker dat Jesus kyk nie vandag vir jou met rollende oë nie. Hy kyk vandag dink ek intens na jou. Hy kyk intens na jou in hierdie ding waarin jy twyfel. En hy wil vandag sy hand uitsteek en hy wil jou uitruk. Hy wil vir jou sê, kom voel hierso. Kom voel hier, kom kyk. Hy wil jou nog steeds gebruik. Hy gebruik jou twyfel. En dit is belangrik dat jy vanmôre sal hoor, maar wat sê die Here vir jou? Twyfel is nie die vyand van geloof nie. Twyfel is dikwels 'n pad na 'n dieper, meer betekenisvolle geloof. Dit is waarna toe twyfel jou vat. Onthou, klomp jare gelede, met my nagraadse studies, 'n professor gee vir ons 'n boek om te lees. Die boek se naam is God the Problem van Gordon Kaufman. En hy ondersoek die filosofiese en die teologiese uitdagings van hoe ons oor God praat in 'n moderne sekulêre wêreld. Dit is waaroor die boek gaan. En dan die hoofgedagte van hierdie boek is die probleem rondom God se aard en relevantie in hedendaagse denke. So wat Kaufman eintlik doen is hy voer aan dat die idee van God 'n menslike konstruksie is wat absoluut gevorm word deur ervaring en historiese konteks, eerder as wat dit 'n vaste objektiewe werklikheid is. En ek dink hier net dit vir julle te gee dat jy alkaar dink, jy sal dit so 3 keer moet sê. Wat doen hy? En nadat ek die boek gelees het, dan ek toe nie gewag het om Sondag te preek nie. Ek dink ek het daai hele week gehuil en gesê ek weet nie wat moet ek preek. Want dit wat Kaufman sê en dit wat ek gelees het en dit maak net absoluut so sin wat hy verduidelik. En ek sit in hierdie worstelstryd en ek dink, wat doen ek nou? Wat preek ek Sondag? Seker een van my moeilikste preke gewees. En ek kon nie wag om daai week daarna om dit te gaan en ek sê vir hom, prof, hierdie boek, ons sit met 'n groot probleem. Hy sê, wat is hoe so? Ek sê, ek weet nie. Ek sê, weet nie, hoekom is ons die boek lees? Ek sê, ek so deel mekaar. Hy sê vir my, dan is ek so bly as jy so deel mekaar is. Want dit beteken jy was nog nie goed genoeg geanker. Hy sê, jy moet 'n besluit maak. Ek sê nie, jy moet glo wat daar staan nie. Hy sê, ek het die boek gegee om te lees. Dit is jou keuse of jy, wat jy dink daarvan. Hy sê, maar jy sal 'n besluit moet gaan maak. Jy sal 'n besluit moet gaan maak. Hy sê, as ek reg kan onthou, is daar by julle gemeente, is daar voor teen die mure, is daar so 2 houtkruise. En ek wil net terwyl jy nou terugry na die kerk en met jou besluit maak, gaan julle daai kruise op die muur hou, of gaan julle daai kruise maar afhaal en dit vervang met iets anders? Wat gaan jy doen? En ek sit in 'n plek van twyfel. En in daai worstelstryd van twyfel is God besig om met my te werk. Tot waar ek vandag kan staan en kan sê, weet jy wat, daar's niks wat my gaan twyfel nie. Ek weet verseker. Ek het my besluit gemaak.
Ek glo elke woord, elke letter, ek weet God is by magtig om enige iets te doen. Ek weet nie altyd hoe om werk hy soos wat hy werk nie, daar het ek nie 'n antwoord nie, niemand van ons het daar 'n antwoord nie, daarom is ons probeer dink, waar is dit nie? So in jou worstelstryd waar jy twyfel, wil God jou ook vandag ontmoet. Petrus, waarom vertrou jy my? Waarom? Het is interessant gewees het wat Petrus sou geantwoord het. Of wat hy ten minste gedink het. Maar ons weet nie wat was die rede gewees het. As ek maar bang gewees is, kan maar net indink en onsself sou gevoel het, waarom vertrou jy my nie? Waarom twyfel jy, Petrus? En ek wil vanmôre vir jou sê, wat as hierdie vraag nie 'n beskuldiging is nie, maar 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging waar Jesus jou uitnooi en sê, praat met my. Praat met my, maak oop. Roep my aan. Petrus het my aangeroep. Ek het hom dadelik uitgeruk. Ek het eers 'n rukkie vir hom gesê, nee, voel maar eers 'n bietjie. Voel. Lekker om so 'n bietjie te verdrink, né? Lekker om so 'n bietjie water te sluk. Hoe voel dit nou, Petrus? Hoe voel jy nou? Sies man! Kan nie glo jy het so getwyfel nie. Donder maar nog 'n bietjie rond. En eers omgedra met die disippels gepraat en sê, sien julle wat gebeur as jy twyfel? Sien julle wat gebeur as jy nie glo nie? Sien julle? Kyk daarso, kyk hoe lekker sing julle. Wel, dat hy nog so 'n bietjie staffer. So, nee, dis nie hoe God werk. En baie keer het ons 'n gedagte van God en ons dink dit is hoe God werk. Want ons almal het maar uit verskillende, ons kom uit verskillende kontekste uit. Ons lees die Bybel verskillend, ons verstaan dit anderste. Jy kan dieselfde teks vat en 'n klomp van ons gaan anderste dink oor hierdie teks. Gaan begin weer by Matteus, Markus, Lukas, Johannes en kyk hoe tree Jesus op. Jesus self het gesê, die wie my sien het God die Vader gesien en Jesus tree op in liefde. Kom ons maak ons oor toe vir 'n oomblik. Ek weet nie hoe jou lewe lyk nie, ek weet nie wat is al die vrae wat jy het nie. Dalk kan jy vandag hier sit in oorwinning. Jy is ook al soos ek deur al jou twyfel hoofstukke. En op hierdie stadium kan jy ook sê, dankie Here, in my twyfel het ek gegroei. Nou wil ek jou aanmoedig om dit wat, hoe jy gegroei het, om dit te gaan deel met mense, om te help, om die koninkryk uit te bou. Dalk staan jy vanmôre hier, of jy sit vanmôre hier en jy sê, as 'n paar dinge waaraan ek twyfel, woorde wat ek al gespreek het, dinge wat ek gehoor het, daar is soveel invloed wat ons het, verskillende predikers, YouTube, en. Dit beïnvloed my, en op hierdie stadium twyfel ek aan 'n paar dinge. Twyfel of God my werklik waar hoor, ek twyfel of God omgee. Ek twyfel, ek weet nie of die Here werklik waar hierdie deur nog kan oopmaak vir my. Hoe dit ook al mag wees in jou lewe, weet vanmôre verseker dat God kyk nie weg vir jou twyfel. En hy wil jou gryp. Soos wat hy vir Petrus gegryp. Daai oomblik toe hy vir Petrus sien en hy het onmiddellik sy hand uitgestrek en hy het hom gegryp. Onmiddellik. Die Here speel nie speletjies met jou. Die Here het nie tyd om speletjies te speel. En dalk is daar dinge wat in jou lewe gebeur en as jy dalk mooi in perspektief daarna kyk, gaan jy sien dat daar's 'n rede hoekom die Here dit ook oor jou pad gebring het. Maar moenie twyfel nie. En as jy twyfel, weet vanmôre dat God draai nie weg nie. God draai weer terug na jou toe.
Vader, ek wil vanmôre U naam aanroep oor elkeen wat vanmôre hier is. U ken ons goed, Here, U ken ons situasies. En ek wil vra, Here, dat U vanmôre, soos wat U omgedraai het na Petrus toe. Toe Petrus besig was om te sin, het U dadelik U hand uitgesteek en U het hom gegryp. Ek wil vra in die naam van Jesus, Here, dat U elkeen wat vanmôre hier sit, wat sê, ek twyfel, my vertroue is besig om my te verlaat, soos wat U vir Petrus gevra het, Petrus, waarom vertrou jy my nie? Here, is hier enige iemand wat vanmôre hier sit, wat ook daai selfde houding het, waar U ook vanmôre van ons kan vra, my liewe vriend, my liewe broer, my liewe suster, hoekom vertrou jy my nie? Why did you doubt? Maar onmiddellik, Here, gryp U. En ons weet daarna het Petrus sy hele lewe verander. U het hom nog steeds gebruik. U het nog steeds vir hom gevra, Petrus, het jy my werklik lief? En so kom ons vanmôre na U toe, Here, met ons twyfels, met ons wanvertroue wat ons soms het. En so wil ek vra dat U elkeen se situasie vanmôre sal raak. En dat U sal gryp, Here. En hulle sal red. Tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Amen. Mag die Here U seën en mag U weet niks is te groot vir God.